aand en baie welkom nog 'n heerlike makelas. Ons is hom weggeskop daar met 'n nommertjie deur Nico van Rensburg van sy orkes genaamd Polly Jolly. En die res van ons span vanaand ouer gewoonte Zak Du Plessis. Dankie Thuis. Goeienaand Zak. Ja. En dan Zak, ons gaste vanaand is 'n pa en dogter. En ons het hier vir oom Gerrit van der Merwe, afgetrede boer daar uit die koue Bokkeveld omgewing. Baie welkom. En sy dogter Elena, daar van Jeffreys Bay. En ek hoor jy's ook 'n sanger en 'n dinge en jy het 'n teaterkafee en al die lekker goedjies. Ons sien uit na met jou te gesels. Dit gaan lekker wees. Baie mense loop my raak op straat en dan sê hulle vir my, "Wie jy Bossie? Jy lyk aan baie dikker as op TV." Pragtig. Dan sê ek vir hulle, "Jong, ek weet ek's nou die jongste van die lot ook, maar al die nuwe modelle kom dan ons deesdae uit met lekker ABS Ja, en met 'n lugsak. lugsak." En met 'n lugsak. Ja, en twee aan die kante ook Thuis. Dus ek het myne laat insit. En 'n groot Ja, wat so. groot boete nog. En hoor is die borskaste waar die hangkaste word. Dis dieselfde ding, dis dieselfde ding seker. Zakkie? Vertel ons. Ek weet nie, wie is ek nou so dink 'n pa en 'n dogter, jy weet. Ek het nou die dag vir die ouens gesê, weet, dis vir my so mooi as 'n pa en 'n dogter saam goeders doen. En toe dink ek aan ou Sias, Reyneke. Jy weet, hy het mos destyds daai sproetjies liedjie gesing. Ja. Wie, jy kan nou nie meer daai sproetjies liedjies sing nie, want dan dink die mense, jy ou nie dalk pedofiel of 'n ding. Alles het so naar geword, jy weet. Jy kan nie, en ek bedoel, dat hy nog 'n mooi dogter ook, jy weet. Nou sit hy ook naby aan haar om. Hulle het ons so geskuif. Hulle het gesê julle moet so naby mekaar. Ja, maar mens met die familie trekke kan sien. Dus. Moet as jy jou dwars draai. Hulle het ons kleintyd verskriklik gespot, as ons in die kerk instap. Ek het nog twee ander susters. As jy vader, dan kom jy van 'n Merwes en met die 3 neusies aan. En dan kleintyd het vir ons verskriklik geworry, maar later niks nie. Maar jy praat dan van 'n pa en 'n dogter ding wat saam groot raak. My ma sit ook hier onder ergens. Ons het altyd gesê dis eintlik aan die een kant is dit nou genade, die ding van 'n pa wat vir jou al die grappe. Ek meen as jy sê kat, dan weet ons almal van 'n kat storie. Maar my ma is nou so half die behoudende faktor by ons. Ons sê altyd sy vlieg soos 'n trein. Jy weet, sy maak so 'n opkol as sy sê, "Woe, nie daai ene nie asseblief," en jy weet, verstaan jy? En so het sy nou maar saamgekom, maar ek weet nie of sy gaan nou skryf vanaand nie, maar dis 'n lekker ding so 'n pa en 'n kind. Ek praat van daai treinstorie. Ou Ellen Hughes het mos gesê hy het 'n buurman. En hy sê die buurman as hy nou lekker getrek raak en begin hy naderhand praat soos 'n weed eater. Ek sê Ellen, hoe bedoel jy praat soos 'n weed eater? Hy sê nee, hy kom staan so by hier en sê, "Horizo." Horizo. Sy kyk nou net so weed eater as iemand. Jy weet jy sê jy maar vlieg. My pa het nooit dan intensief gedrink nie. Maar jy kan baie mense kan snaaks wees sonder om te drink. Dit gebeur ook nie. Ja. Ek wil jou sê ek het groot geraak, ek val jou in die rede pa. Maar ek het groot geraak met 'n pa wat jy wonder baie keer wie op aarde dink hierdie stories uit. En ons ry eendag hier se Lourie's pas af. En hier ry 'n lorry voor ons. Ek het amper gevoel ons het eintlik die plek ook gekry het vanaand dieselfde. Hier ry 'n lorry voor ons wat nou op pad is slagpale toe met die beeste wat nou hier op die lorry is. Dan ry die boerry rof onbeskof en dan ry hulle val hulle die kant toe en teen mekaar. En my pa kyk die storie so hy sê hulle sê my nou die dag, maar ek sien nou ek dink dit nou net daar uit. Hulle sê my nou die dag die boer vat die beeste so slagpale toe. En die een bees val as dit in die ander bees en dit val seer as en die een sê later vir die ander een sal ook nie die Vader se genade wees as ons lewendig by daai slagpale vandag. Sê ek het wettiglik gesien dat hy is 'n man wat op die job is, net so. Vandag kan hy storie. Op sy voete. Ek het nou weer gedog jy gaan ernstiger by 'n tenderraai storie uitkom dat die beeste sag is hulle dan. Dit kan gebeur. Maar dis nou vir my mooi dat sy nou so opkom vir my want jy weet dis ons nou gesin wat mekaar se rit toe hou. Maar nou wil ek net vir jou sê jy praat nou van 'n afgetrede boer. En deesdae is dit nou ook anders soos jy nou sê die dinge is nie meer wat hulle gewees het nie, maar deesdae is die boere nou ook anders, hulle ry met Mercedes en hulle is 'n ander En duidelik nou in 'n ander klas. Hulle is in 'n ander klas, maar in my dae het ons die boere swaar gekry. En daar's verskriklik gediskrimineer teen die boere en hulle is mee gespot en hulle is nie gereken nie. Weet jy, laat ek jou nou vertel, daai dae wat die vliegtuie nog 'n long drop in gehad het, hulle nog hierdie
was daar boek aan daai ding, was daar 'n bordjie wat gesê het, moet nie oor dorpe of stede gebruik nie. Ja. Maar wel oor plaas. Ja, ek dink net hulle het gereken die odds is dalk beter. Ja, en het reën ook so min dat jy kan. Ja, nee maar ek het nou die dag het ek met 'n ou gepraat en sê vir my dis by hulle nou, dis nou regtig by hulle droog. Hy sê jy kan nie glo nie. Hy sê jy kan nie meer eers agter 'n boom gaan staan in pie nie. Hy sê want as jy so agter die boom gaan staan, dan hardloop die bossie so net. Hy sê dit baie gevaarlik. Jy kan nie. Nee, maar jy kan nie meer daai goed doen nie, maar boere het verander. Dis waar. Kyk, ek het altyd gesê, jy weet, dis 'n maklike ding nou om te boer. Want elke boer is nou 'n finansiële bestuurder en al daai goed. Maar die banke het so sleg geword as gevolg van die weet ek kom nou die dag toe wil ek met die bankbestuurder praat. Ons sê verwys na die kredietbestuurder by hoofkantoor. As jy mense ding is 'n bankbestuurder. Nee. Ja, ek het altyd vir die ouens gesê, ek het so 'n dierbare bankbestuurder, jy weet, hy het een glas oog. En hoe sê die ouens vir my nou maar wat het dit met die prys uit te wy? Ek sê nee, die ouwe daarom wragtig een oog met ander woorde. Wat jy 'n bietjie gevoel kan insien. Die ander ene is so hard soos 'n klip. Toe sê die ouens vir my, ja wel, dit maak sin. Toe sê ek ja, die glasoog het meer gevoel in as die ander. Maar ek dink nou 'n ander storie wat die ook die boere wat so moet gaan soebat vir die geld. Toe kom hierdie boer en hy kom in die bankbestuurder in, maar hy weet, hy sal met vandag alles uithaal en hy loop staan op sy knieë. Sommer by voorbaat. By voorbaat en die bankbestuurder sê vir hom, man, ag nee, maar sit daar's 'n stoel vir jou. Hy sê, nee, ek is heel gerieflik so op my knieë, dankie. Ja, ons gaan nou nie bank toe nie, ons gaan gou winkel toe en dan is ons weer terug. Maar dit gaan nie lank wees nie. Helena, ek wil jou nog eers 'n bietjie die ding vertel van die hondjie. Hierdie maat vir my vertel vir my, hy gaan die dag slaghuis toe. En in die slaghuis sien hy hier so 'n hond. Nou sit die hond in die middel van die slaghuisvloer. Nou hou hy die hond dop. Nou word die kliënte so een na die ander bedien. En volgende ry is dit nou die hond. En die hond staan op en hy gaan staan agter die toonbank. En nou kyk hy die storie en die slagter is ook nou half gewoond aan die hond sê lyk dit, want hy gaan oor die hond en sê, "Middag wagter, wat vir dag vir jou?" Blaf die hond. En hy wys sy poot dan na die mins. En hy vra, "Hoeveel mins sal dit dan vir dag wees, wagter?" En hy gee vir hom 3 kilo. Pak hy weeg dit. Enigiets nog? Beweeg oor in die skaapchops toe. Hoeveel kilos sal ons vir daarvan nog gee vir dag? Boef! 1 kilo. Ja, en 1 kilo. En so gaan hy deur die rak en kiesty wil hê en elke keer blaf hy en toe nou klaar bestel is, toe gaan die slagter om en om die hond se nek hang so beerskie en haal die bedrag uit en hy sit die klein geld terug en Tosie wagter sien jou weer? Nou gaan die hond sterf by uit. En hierdie vriend van my sê, nou hou hy die ding dop en hy vergeet skoon van die vleis wat hy self moet koop. En hy so geamuseerd deur die hond, hy steun nou sommer agter die hond aan want hy wil nou sien waar gaan die hond hom nou heen. Hy sê net so 4 blokke hier van die slaghuis af, sien net daar gaan sit die hond voor so meenduisie. En hy krap so aan die deur. En nou wag hy en hy wag en die hond krap weer niemand maak op. En na so 3-4 minute gaan die deur so beskreefie oop. En net die hond so wil ingaan en hy agterna en hy keer hy sê meneer wag, voor jy toe maak. Is die jou hond? Hy sê ja, wagter is maar myne. Hy sê meneer, hier is die slimste hond wat ek in 'n lang tyd gesien het. Hy sê magtig, ek sien hom maar by die slaghuis die hond bestel en my mond hang oop, jong. Ek is so impressed met die hond vir. Dis 'n wragtig ware slim hond. Die ou agter die deur sê vir hom: "Ag jong, die hond is nie altyd so slim nie. Dis nou al die damn 4de keer dat hy sy huissleutels hier vergeet." Maar dan wil ek dink jy praat oor die slaghuis. Ons het ook iets ja, is my pa se stories, maar van hierdie storie van jy kan nou maar sê, nou met die cricket. Ek het nou nie self gekyk maar ek hoor was net maar 'n lelike gemors die cricket. Of nie so lekker soos wat die mense wat 'n cricket. Ons praat nie eintlik oor die maar ek moet dit nou noem om by die storie te kom. Maar in elk geval hulle sê nou die manne ook opgesaai, seker in die begin van die games dan. Die vrouens het nou gaan shopping doen en of hulle geld in 'n kredietkaart en al sê gaan julle nou net uit en weg. En hulle het nou vir hulle gaan wors koop, 5 kg wors. In 'n plastiek sak en Coke en seker nou, ek weet jy mag ook seker nie Coke nou sê. 'n bietjie tee. 'n bietjie tee, tee ja, en water en broodjies. Nou sit hulle, nou het hulle die goed eers in die kombuis gesit en nou gaan hulle voor die TV sit. Dis nou net hoe cycle hulle op, dit gaan nou lekker wees.
En toe hulle nou klaar is, dit disgusted met die hele besigheid toe hy nou klaar is, kom hulle nou in die kombuis, nou wil hulle braai. En hulle kyk so en hulle sê, nou waar's die wors dan nou weg, hier's net die plastiek sak nou hier op die tafel, so geskeer of so. En nou is hulle nie lekker nie, nou kyk hulle sit die kat van die ou, so daar in die hoek. Doen die lippietjies. Nou sê een ou, maar het nou al 'n paar happe en nou sê, dis die bloody kat van jou man, ek draai sommer sy nek om, en sê, jy kan nie my kat nou sommer so beledig en so nie, en jy kan ook nie seker, dis 'n dierkat, die Siamese kat, my vrou het hom ingevoer, jy kan nie hom sommer nou net so, ons moet hom eers seker wees, dit is ooit die kat. Hoe gaan ons nou weet van die kat? Nou maak hulle planne op die ouens, hulle kos weg die kat. Maar hulle is nou slim. Nou het hulle eers, nou weeg een ou homself nou eers, want hy moet mos nou weet wat, nou tel hy die kat en nou tel, en sien hy net mooi 5 kg weeg die kat. Nou is hulle helemaal deur mekaar, nou sê die een. Daar het ons nou met die wors, maar waar is die kat nou? Nee, maar ek wil nou terugkom even Gert by die boerdery. Ek hoor hulle sê die drie broers, oupa is toe dood, toe erf die drie seuns, erf hulle nou al drie gelyk op, en in die testament sê dit, hulle moet saam boer op die plaas. Nou kyk, dis al klaar 'n moeilike ding, jy weet. Maar vir twee van die broers is dit nie so 'n groot krisis nie, maar die derde ene is die luistergat wat jy op jou lewe gesien. Kyk, hulle moet vir hom kry waar rondstoot, as hy wil gaan kyk na die milies. En naderhand toe sê hulle vir hom, luister, maar ons kan nie so boer nie, jy moet saam boer, man. Ag nee, maar hy sê nou nie vandag lus nie, jy weet. Hulle het hom naderhand laat die klonkies hom nou dra met 'n stoel. Dan sit hy in die veld, dan kyk hy dan vir die skaap. Wie my versleg so dat binne 3 jaar is hy so lui gehad dat hulle moes vir hom voer, dat hy nie meer doodgaan nie. En toe besluit hierdie broers net, maar dis nou klaar. Ons sê vir hom, luister ou, as jy nie nou vir jouself regryk, jy moet net of saamboer of votsek. Ons gaan nie so aangaan nie. Dus sê hy, nee, votsek ek nie. Maar julle kan my dan maar begrawe. Hulle toch wragtig. En die volgende môre, hier sit hy ook in die kus. Klaar reg. Jongen, hulle het georganiseer die draers, en daar gaat hulle met hom. Begraafplaas. En toe hulle so indraai by die begraafplaas met die kus wat hulle nou ook draai, maar kyk, hy is dan ook nie te vet daarom nou nie, hy is maar. Hulle eet dan nou ook skaap. Toe stop dominee daar met 'n stofwolk met die pastoriemotor. Hy sê, broers, wat gaan hier aan? Sê, nee dominee, hy het ingestem. Ons kan hom maar begrawe, hy is te lui om te eet nou al. Hy sê, broers, jy kan dit nie doen nie, dis enerzijds onchristelik en is onwettig. Sê, dominee, wat stel jy voor? Ons kan nie die man langer aanhou nie, hy deel in die plaas my ding, hy doen niks. Hy sê, broers, kom ek vir julle sê, ek sal hom na die kerk toe vat. Daar onder by die kerktoren, by die klok, is daar 'n bedjie. Dan kan hy nou maar daar slaap en die koster se vrou kan dan nou maar vir hom daar kosies gee. En dan moet hy daarom seker een of ander tyd van die kos opstaan. En dan sal ons vir hom 'n groterige oorlosie gee dat hy die timing net reg kry. Dat as hy dan nou opstaan om toilet toe te gaan, dan kan hy net so hang aan die tou, dan lê hy vir ons die klok. Hy sê, dominee, nee, ons is heeltemal gewillig. Hy klap hierdie perdie deksel op. Hy sê, wat hoor ek van klokke lui graf toe? Kyk, hy is die lus vir weg, maar jy was nie so lui boer nie was. Nee, ek was nie so lui nie, maar Zak nou, dat ek jou sê, as 'n boer nou aftree die dag, dan weet jy ook nog nie waar jy nou op pad is nie. Maar nou het ek so 'n mooi storie gehoor van die boer wat hier daar 'n 400 ente groenteplaas gehad en toe het hy nou hard gewerk en lank gewerk en toe tree hy af en toe besluit hy wil vir hom 'n plot, soos hulle nou sê, net buitekant Greyton koop. Nou Greyton ken julle mos nou, is maar ou nou straatjies en smal en krom straatjies. Maar hy kry net die plek wat hy soek. En daar gaan hy nou so 'n klein agterplaas boerderytjie gaan hy daai. Nou, toe op 'n dag, wat hy nou doen is, hy stap nou van die plot af dorp toe om nou sy goedertjies te gaan koop. En toe het hy nou 'n paar goed nodig die dag. En hy gaan dorp toe en hy kom by die hardeware winkel en hy dink maar ek moet 'n emmer hê. Toe koop hy hom nou 'n emmer en hy dink maar ek moet 'n ambeeld ook hê. En hy koop die ambeeld en nou het hy 'n emmer en 'n ambeeld. En hy loop in die straat af met die emmer en die ambeeld, maar hy loop by 'n ou verby wat daar so 'n pluimvee boerdery.
En hy dog, maar ek moet daar maar 'n lewendige ding ook op my plaas hê. En hy sien maar die ou het gaanse. En hy sê vir die ou, kan ek 'n gaans by jou koop? Die ou sê nee reg. Koop die gaans. Nou staan hy, wat maak ek nou met die gaans? Die ou sê man, as jy dan dom man, sit die ambeeld binne die emmer. Dan het jy nou, dan kan jy die gaans nie aan die hand vat. Okay. Hy sê, wie, maar ek het nou te kan ek nie, maar ek wou eintlik verskriklik graag 2 hoenders ook gehad het. En die ou sê, nou maar luister, dit is ook nie 'n probleem nie man. Al wat jy doen is, jy vat die emmer in die hand, die gaas in die hand, en dan tel jy arms op, en sit ek onder elke arm 'n hoender, en dan druk jy hulle so vas, en dan kan jy mos nou wegkom. Ja. En so loop hy nou in die straat af met die emmer en die gaas en die 2 hoenders. En hier so halfpad in die straat, hier kom hy 'n tannie, so 'n ou tannie tie. En die tannie sê vir hom, ag meneer, verskoon my tog, ek is nou vreemd in die plek. En ek is 'n bietjie verdwaal, maar ek soek nou eintlik na 'n adres, dis Pienaarstraat nommer 3. Hy sê, jy's nou baie gelukkig, want ek woon in Pienaarstraat nommer 2, so jy kan net saam met my loop, en dan sal jy by die plek bring. Ja, hy sê, en wat meer is, dis eintlik 'n vreeslike draai as jy nou met die strate omloop, maar ek ken 'n kort paadjie hier in 'n steegie af. En dan stap jy net saam met my, dan gaan ons hier deur. Sy kyk hom so, sy sê, my oom, ek ken nie vir jou nie. En ek is 'n weduwee al 5 jaar lank. En hoe weet ek, as ons daar in daai gangetjie is, gaan jy my nie gryp nie? Hy sê, tannie, liewe vader, hier sta ek met 'n emmer en 'n ambeeld en 'n gaas in my een hand en 2 hoenders onder my arm. Hoe op aarde dink jy kan ek dit doen? Sy sê nee, ek het nou so gedink, as jy nou die emmer omkeer op die gaas en jy sit die ambeeld bo op die emmer en jy gee vir my die 2 hoenders om te hou vas. Maar kyk, ek jy sê, dis omtrent 'n kwessie van waar daar wil is daar weg. Ons gaan net gou kyk, ons het 'n lekker kosie gemaak. Bram van Sail maak vir ons so 'n hele boontjie ding. En ons gaan net eers gou kyk hoe ver vorder hulle nou met daai gedeelte en dan is ons nou terug. Hallo makelarsvriende, vandag kuier ek weer hier in Pretoria by 'n ou bekende in makelaarskringe, Bram van Sail. Oom Brampie, dankie vir die uitnodiging. By 'n vorige geleentheid het ons 'n heerlike wat is hy potjie se naam? Vaalpot. Trekkerspotjie gemaak wat alles bymekaar was. En oom het ons hierdie week laat weet jy het 'n verskriklike goeie boontjie oes gehad. Ja, nee, die boontjie oes was nie so groot nie, maar ek het gehoor van 'n baie lekker groen boontjie slaai, jy weet. En ek het hom geprobeer en hy is wragtig lekker. Jy weet, nou kry jy ouens gewoonlik hierdie groen boontjie slaai net in botteltjies. Hierdie partytjie en so aan. En toe dink ek, hoekom maak ons dit nie self nie? En toe probeer ek aan die werk. Nou tuis wat jy maak as jy vat 'n kilogram gesnipperde boontjies vars boontjies. Dis hy. En dan gooi jy daarbey so 2 teelepeltjies sout. Dis 'n geoefende oog daai wat hom Ja. En jy gooi daarbey 1 koppie water. En jy kook hom. Nou wat hy nou maak, as jy nou vleis braai, dan braai jy gewoonlik vleis en die vrou moet nog al iets slaai maak en moet nog allerlei pap en goeders maak. Nou kan ons sommer hier buitekant op die vuur terwyl die vuur brand, kook ons die boontjies. Ja. En intussen terwyl hy kook, maak jy dan nou die mengsel wat eintlik die smaak is. Goed. Hierin gooi jy nou 'n half koppie wit asyn. 'n koppie vol wit suiker. 'n afgestroopte eetlepel currypoeier, die matige een. Goed. En ek hou van die ou wat uit die geelerige boksie uitkom. Okay. Hy maak die kleur net mooier. En 'n afgestroopte eetlepel borrie, afgestroopte eetlepel mazina. Roer dit terwyl hy nou kook. Roer jy dit goed en na 3 kwartier. As hy nou die boontjies gaar is, maar nie pap gekook. Ja. As hy gaar is, roer jy dit daarin en hy kook vir 5 minute daarmee saam en jy die heerlikste, maak hom koud daarna. Hier is 'n curryboon. Die heerlikste curryboontjie. Dit is so eenvoudig. Jy weet dat elke ou kan dit doen. Selfs op die vuur nie te worry oor niks nie. Nee, jy maak dit by die vuur, jy weet. En dan terwyl ons nou die boontjies gekerf het, was daar so 'n bietjie oor. Ek dink wag. Kom ons maak sommer 'n bietjie groen boontjies. Want ons mors nie. Ja. En hierby gooi ek nou sommer so 1 eie
groot gesnipper, jy weet, gesny. Geskil, ja. En so 4 aardappeltjies. Sommige so heel. Ja, gooi dit net so in. Net om daai boontjies nou nie te mors nie, jy weet. Ja, Sommer 'n bietjie 1 tomatietjie dis reg. en Uitsa. hier kom die geheim aan. 1 skaapstertjie. Maar net so. Ja, gooi daar nou ook so 2 lepeltjies sout, so. Teelepel, dis reg. Ja. En daarbey kom so 3/4 koppie water. Matthys, voor ons hom nou opsit, wat ek nou vergeet het hier, is hierdie. Eie. Moet daarbey kom. Dis 2 hierdie groot eie wat ook nie fyn geker is, maar redelik fyn, Ja. so, jy sien. Gooi ook daarbey en laat hom kook. Daar sê, laat hy Dis sy net kook 45 minute. vir sy 45 minute en as hy klaar gekook is, gooi jy net hierdie by vir 5 minute, laat hy deurkook en dis dit. Maar kom ons sit 3 potjie van ons Wat af. ons nou later gaan bygooi, omdat peper kook ons nou al weg. Dis reg. So as daai nou hierdie ene nou amper gaar is, dan gooi jy 'n bietjie peper by en dis dit. Nou maar toe. En dis so En maklik dat jy soos dit. weet jy sommer jy het 'n slaai en jy het 'n groente. En jy weet kinders wat deesdae mos nou nie groente eet nie. Hierdie ene, saam die stertjie eet Ek sê reg. hy moet lekker wees. Hy moet lekker. Om Brampie terwyl ons wag vir hulle om hulle gang te gaan op die vuur. Kom ons gaan maak gedraai by die keller. Ons gaan kyk wat die manne daar doen. Nou toe, goed, Tuisie. Nou ja, en daar is ons nou terug. Wie ek is mos nou al aangesê, die ouens wat geskryf het en gesê het, ons moet tog nou nie aan mekaar sê. Nou laat jy nou praat van hoenders. Laat dit my nou dink aan hierdie helikopter. So, ek gaan nou nie eers ek weet mos nou. Jy het 'n storie oor Kersfees. En ek het jou vertel net gesê vir ons die storie van die en Kersfees. ek het nou vir hom gesê, die help ook jy sê is nou amper Kersfees, maar dit is nog nie amper Kersfees nie. Ja, Kersfees, ek het al begin met my inkopies Januarie. En slim hoor. Ja. Vir die vorige een sin. Nee, dit is 'n storie van as ek dink aan ons kleintydse herinnerings. Ons nou aan die Bokveld groot geraak. En so eintlik het hierdie verskriklike ligte my laat aan dit dink want so my pa na elke jaar dan die mense op die plaas en dit was eintlik 'n wonderlike ding vir ons dat hulle vir ons Kersfees gehou. Almal het nou geoefen en is die wyse manne en is die herders en dan moet wat julle weet wat daai goeie deur is en dan het ons nou weer van ons kant paat wafers bestel. Asof hulle nou gehou het van 'n wafer, het hulle nie gevra of jy wil 'n wafer hê nie, maar jy het 'n wafer gekry, 'n roomys en 'n botteltjie koeldrank en ons het plaatkoeke gebak en het ons nou altyd gesing vir stille nag so op ons manier. Ek en my susters en dan die mense van die plaas nou vir ons konsert gehou. En hy jaar, ek weet nie wanneer was dit nie, maar dit is nou my pa raak toe pelle met 'n ou van Agrilek wat nou krag insit op die plaas. Vroeger was daar nie kwaai krag geweest. In elk geval, en die mense het nou weer Kersfees geoefen, die hele besigheid. Is daai kamerjasie sien julle wat die check so het met die belde wat sulke tossels aanhang. Dis die wyse manne, hulle het van dit dan rol jy maar so op jou been die handdoek. Dis die ding wat op die kop kom. En is die krippie en dit is nou die baby en die pop en ek weet nie wat als nie. Soos hulle nou gegeer, hulle geoefen die hele tyd die manne en dis nou reg. En die aand toe sit nou in die pakstoor en lekker ons sit nou almal daar en pa het nou gelees uit die Bybel, hier begin die konsert nou. En so staan Maria en Josef en die baby nou in die koei en ek weet ook nie wie's almal op die stage, maar almal is daar. En ewe skielik, die kindertjies is nou net reg om te praat, maar Mariaatjie is nou klein. Sy het nou die baba hier in die arm. Ewe skielik vir die surprise nou, gaan die ligte nou aan. Grootste Maar man, mens kan nou nie sê wat se ligte nie, maar dis nou nie sommer sulke ligte nie. groot Dis nou ligte, weet jy. heavy ligte. Hulle ken nie van daai lig. Hulle weet niks van dit nie. Hulle ken van 'n kers en van sagte hier in die hoeke lig. En jy kan nou sê Maria skrik al wit. En sy staan so en sy sê, "Ooh, Joseph, wat jy dit gou die baby, ek wil net gou gaan pie." Maar dit is nou nie die einde van die storie nie. So het Maria dan nou teruggekom. Van die agterkant so om die stoor uit teruggekom en die hele ding is nou reg. Almal weet nou okay, hier's nou ligte vanaand. Nou is dit die hele storie. Ek sien dit nou so voor my. Nou is dit hierdie met die plakate wat hulle staan van dan sê die enetjie nou. En hier hoor ons het gesê, julle wyse manne wat van ver af kom. Hele storie en praat en is lekker en is die wyse manne en die herders en als. En nou is die hele konsert deur. Nou
het hulle nog 'n surprise gemaak. Hulle het nou, hier staan die Kersboom nou so, met al die pakkies in die hampers, alles lemon creams altyd ingepak in. Twak, never mind, in 'n kopdoek, of die mense het nou wil hê of nie, maar dit was nou die standaard ding geweest. Boxers. Ja, en weet jy wat, als maar vuurhoutjies en kersse en alle goed. In geval, nou is dit nou maar voor, hulle nou kan dit kry, moet hulle nou eers allemaal sing. Hulle nou erg gesing, maar sê ook altyd nie, kom nie, sing nog 'n bietjie, sing ons al die versies. Nou, die surprise was nou, die Kersboom staan nou so, maar hy het nou nie 'n engel bo op nie. Dis moes eintlik met die sterre van Dawid nou daar wees, maar dis nou nie daar, is nou missing. Nou sing almal nou, maar nou is die surprise wat hulle gemaak het, is nou hier uit die hoek van die pakstoor, het hulle nou so 'n kabel, 'n poelie of ek weet nie wat daarmee dan nie. Nou kom van hom af 'n engeltjie, so 'n tinfoil engeltjie, kom nou so aan. Hy swing nou, maar die timing is nou so, laat in die tyd wat dit nou die einde van die song is, dan moet hy nou bo op die boom sit. En so nou begin sing, maar hulle weet nie van dit en nou begin, nou is die ligte af, nou is daar 'n spot. Nou begin sing, Bethlehem ster, wo wonderlig. Nou, hulle het ook gehappend en uit het allemaal. Ja, wat, hoe gaan het dan? Wyse manne, kom. Nou sien hulle hier uit die hoek van hulle oog. Wat? Hier is nou 'n movement van 'n af. Nou gaan dit as daar. Wyse man, kom van vier. Bethlehem ster. En toen het zo'n meter van die boom af, daar is 'n shot of 'n ding in die krag. Hier kry je enetjie. Oeh, my maar, 'n frekkie ver. Daar frekkie Daar ver. frekkie ver, dit is die hele party nou. Weet jy, is jy na hierdie Kersfees, is jy nou nog in 'n posisie om te kan sing? Zakkie, ja, ek Solank jy net nie iets oor 'n ferry sing nie, is jy Nee. Toe sy net die ding vertel van die ferry wat so aankom, toe sien ek nou dit. Toe laat dit my dink aan hierdie maat wat ek geken het. Ons het hom sommer Boetie genoem. Nou Boetie was 'n dierbare mens. En Boetie is met die helm gebore. Ek weet nie as jy my van die kant af kyk, lyk dit ook so. Maar Boetie is lelik met die helm gebore en Boetie kon alles in die lewe sien. Kyk, en met Boetie so goed gegaan, word vertel, die ou het lotto nommers as prins verkeerd ingevul. So goed het dit met hom. Hy kon alles voorspel en hy kon alles sien, behalwe die dag toe Boetie vrou gevat het. Daai het hy nie gesien nie. Vang sy vir hom. Vervang sy vir hom en dis hoe die liedjie gaan, Zakkie. Dis 'n diep liedjie. Wat is ook wel lang. Nou Boetie kon jou sê, waar 'n ding se dinge lê. Boetie is mos met die helm gebore. Boetie kon ook sien, waar die geeste dwalen dien. Smaak my Boetie is met glasses ook gebore. Hy kon jou mesmerise, hy was sommer lekker wise. Party het na hom geglo, hy kon selfs toer. Hy het nooit domino's gespeel, Boetie sê hy wen te veel. Hy wou ook 'n slaggie voel verloor. En so kom verloor die sommer big time. Sy hart, sy huis en al sy hartse goed. Op 'n bakkies vrou, het was 'n regte kraai. Net een keer kon hy nie sien en uitgeboet. Nou Boetie was daarna nooit weer soos in vroeër dae. Boetie het nooit weer bek uitgespoel nie. As hy so voor hom staan, sê die mense jonges waar. Hy sien alweer die geeste daar vergaan. Maar die dood het hom kom red, een nacht daar op sy bed. Die ouwe toeloop seerkoop ons was stom. Sê een gangster met lawaai, en nou is die tafels ons omgedraai. Die geeste check seker allemaal nou vir hom. En so kom verloor die sommer big time. Sy hart, sy huis en al sy aardse goed. Op 'n bakkies vrou, het was 'n regte kraai.
Net een keer kon hy nie sien en hy het geboet. En so kon verloor die somme big time. Sy hart, sy huis en al sy hart so goed. Op 'n bakkies vrou, het was 'n regte kraai. Net een keer kon hy nie sien en hy het geboet. Ja, net hy een keer kon hy nie sien en hy het geboet. Lekker, dankie. Dankie. En ons lekker luister na Nico van Rensburg en sy orkes met Madelief. 'n Liedjie wat geskryf is deur oom Nico se seun Christo wat vandag saam met ons in die gehoor is. Christo, baie welkom en jou ook. Lekker om jou ook hier te hê. Helena, ons het so musiek en al daai lekker dinge gesels goed, maar jy kan ook mos sing man. Sê jy? Ek weet, jou pa weet ervan nie, maar ek het mos al een keer saam gekyk toe, hoor ek. En jy moet nie uitpraat, ek hoor hom. Kom ons sing vir die mense net 'n stukkie, net 'n klein stukkie. Okay. Julle Van het die- ook gesing. Nee, ons het Sing ons ook. Sing. Okay. Haai Doen enetjie. maar die goed wat julle kan goed doen. Kom ons doen daai enetjie wat jy so lekker doen. Maar jy moet net om down te Ek sal jou sê. Julle kan ook maar Iwer sê binne aan my bokkie. Lei my hart op die tokkie. En ek droom van 'n warm Kersfeesdag. Van my musiek en sonder asokkies. Soos 'n bicycle sonder 'n klokkie. Soos 'n lollipop sonder 'n stokkie. Soos 'n hoenderhaan met 'n koolpad kap. Hol ek agter my bokkie. Oh, By my divai, wêreld die gaan verby. En môre kom daar 'n groot geluk, dan staan sy, hoor dan staan sy langsaam by. Hoe was dit, man?
Julle is familie, nee. Ons is familie, maar weet, ek dink nou daai song wat David Kramer ook gesing het van Christian Swart, wat hy gesê het, waar kom die kind vandaan? Ja. Maar nou wil ek sê, is regtig my kind hierdie. Maar weet jy, nou daar's die storie wat ook bij ons op die plaas gebeur het, van die, ek wil nou sê, so 'n jong seun wat daar op die plaas gewerk het, maar toe raak hy nou baie sweet op Maria, wat daar ook op die plaas was. En hy het so lief vir haar geraak, dat hy besluit het, hy Maria, maar hulle kan nou maar trou, en toe gaan hy na sy pa toe. En hy sê, pa, ek en Maria wil graag trou. Toe sê sy pa vir hom, ek het nou slegte nuus vir jou. Maria se ma en ek, ons was op 'n tyd baie Redelijk goeie vriende. Goeie vriende, en Maria is eintlik jou halve suster. So jy kan nou nie met Maria trou nie, en hy's nou 'n goeie seun, en hy sê, okay pa, ek is nou jammer, maar ek het nie geweet nie. En so, na verloop van tyd, toe kom hy weer by sy pa, toe sê hy vir sy pa, ek en Sophie, ons wil nou afpak. En sy pa sê vir hom, ai man, weet jy, Sophie se ma en ek was ook baie lief vir mekaar. En Sophie is eintlik ook jou halve suster. En toe sê hy nou maar weer, maar hy sê hom nou hartseer, maar hy gaan huis toe, en hy, na 'n lang tyd, toe kom hy by sy pa, en hy sê, pa, ek het nou baie lief geraak vir Annie. En sy pa sê, ag man, hoe kan jy nou, ek weet ook hoe dit werk, maar Annie se ma en ek is ook baie lief geweest vir mekaar, en Annie is ook eintlik jou halve suster. En toe is hierdie lad dan baie teleurgesteld. En hy gaan na sy ma toe, hy sê, maar nou weet ek nie meer wat ek moet maak nie, want elke meisie wat ek na toe gaan, sê my pa vir my, sy is familie van my. Sê ma sê, maar jy moet nie laat dit vir jou worry nie, man, jou pa is niks van jou nie. Ons gaat, aangezien ons nou die familie is, kom ons gaan saam winkels toe. En as ons nou terug, baie dankie. Dis 'n lekker een daai van die familie. Welkom terug by ons. Lena, ek ken vrouens. Julle wil mos altyd 'n laaste woord hê. Ek gee jou 'n paar sekondes voor ons moet groet om gou ietsie Ja, op ek te kan nou sê. nie hou nie, maar my pa het nou hy lekker stuk vertel wat so van hy gaan maar terug het is. Hulle sê hier in Riversdal is dat toe nou die probleem as by die meisiekos is hierdie ou wat almekaar so loer, hy loer die girls af deur die weet as hulle stort of so. Kamerfees. As hy so 'n loerder wat hom jong al. En so kom dit onder die skool op se aandag en hy sê vir die tuinman wat daar is. Luister hierso, Andrew, jy moet 'n bietjie kyk. Hulle sê hier's 'n perd wat saans die meisies afloer. Hy staan so en sê, 'n perd meneer. Dit is 'n perd. Ja, dis nou weer daai tyd wat 'n ou moet groet. Nico en sy orkes in die gehoor. Baie dankie dat julle hier was. En hierdie twee pragtige gaste, Gert en Helena. Tuisie, baie dankie. Ons groet tot 'n volgende keer, maar net op pad uit. Gaan kyk ons bietjie wat maak Tuis en Bram van Sail met daai bootjies. Maar ons sien julle volgende week. Welkom terug. Oom Brampie, hy het nou sy tyd gegaan op die kole. So 3 kwartier. So 3 kwartiertjie en ons het lekker gesit en gesels en gekeer en besluit ons moet sommer 'n liedjie ook nog inwerk vandag. Maar voordat ons nou gaan eet, is daar nog 'n daai sousie wat bykom wat ons so mooi van verduidelik het. Ja. En ek sien daar staan ons grove peper ook. Ja, nou voor ek hom ingooi, net weer 'n keer. Dis die geheim van hierdie curryboontjies. Dis 'n halwe koppie wit asyn. Koppie wit suiker. Afgestroopte lepel currypoeier van die geel houertjie. Afgestroopte 'n lepeltjie borrie. Afgestreepte lepeltjie mazina. Dis reg. Praat nou van die eetlepel, afgestroop. Meng terwyl hy nou gekook, lekker gemeng, jy weet, laat hy nou lekker sousie maak, so. En dan gooi jy hom nou daaroor. En ons gooi hom net so oor die vuur sommer oor. Ja, hy moet nou nog so vir 5 minute kook. O, gaan hy nog aan. Ja, hy moet 5 minute kook. En die geheim is dat hy nie baie water moet hê nie. Weet dan is die ding waterig, jy weet. Ek verstaan. So aanvanklik wat ek gesê het, so 3 kwart koppie, 3 kwart koppie, dis baie belangrik, jy weet. Laat hy nie te veel water hê nie, want hierdie mengsel wat ons nou hier by gegooi het, maar nou deurkook en dan moet hy nou
lekker dikkerig wees. Jy weet, jy moet nie 'n lang sous hê nie, jy weet. Nou Thys, ek jy gesê het toe ons begin het, moet ou nou hier 'n bietjie peper bygooi. Want peper kook ons nou weg, jy weet. Dis reg. Nou gooi jy ou afhangende van jou gesin se smaak. Gooi jy nou hierdie gemaalde peper by. Ek gooi gewoonlik so 'n halwe teelepeltjie by. Goed. En gooi hom by en dan voor jy opskep, moet jy hom net so vinnig deurroer. Want as ons nou die bo lê nie, jy weet, en die stertjie, eet die pa nou as hy nie cholesterol het nie. Dis ongelooflik lekker, jy weet. Ek dink die mense moet altyd almal vertel van die potjie wat jy eenkant maak met die stertjie in nie. Nee, jy steel die stertjie en hy eet jou op. Sonder die ander ons weet. Brawie is heerlik om saam om te kuier, maar ek voel ek wil hom net vir om weer 'n ou liedjie sing voordat ons nou uitmekaar uit gaan. En hierdie is die storie van hierdie man wat ook hier aand by die huis gekom het, maar laat. Te laat. Toe sien hy 'n vreemde koei daar in sy koeistal, wat hy toe dink is 'n koei, eintlik 'n perd was. En dit is eintlik 'n baie sad storie. Hy sê ek luister. 'n Man kom vanaand, so laat by die huis kom hy. En toe hy in die koeistal kom, 'n vreemde perd sien hy. Wie se perd is dit? Wie se perd mag dit toch zijn? Ag nee my ou man, dis 'n melkkoetjie, dit stuur my ma vir my. Ek het die wêreld deur gereis vir 'n hele jaar of 10, maar 'n melkkoetjie met 'n saal en 'n toom het ek nog nooit gesien. Maar 'n man kom vanaand, so laat by die huis kom hy. En toe hy in die voordeur kom, 'n vreemde hoed sien hy. Maar wie se hoed is dit? Wie se hoed mag dit toch zijn? Ag nee my ou man, dis 'n blompotjie, dit stuur my ma vir my. Ek het die wêreld deur gereis vir 'n hele jaar of 10, maar 'n blompotjie met 'n veertjie aan het ek nog nooit gesien. Maar 'n man kom vanaand, wie so laat by die huis kom hy. En toe hy in die kamer kom, 'n vreemde broek sien hy. Wie se broek is dit? Wie se broek mag dit toch zijn? Ag nee my ou man, dis 'n watersak, dit stuur my ma vir my. Ek het die wêreld deur gereis vir 'n hele jaar of 10, maar 'n watersak met kruisbande aan het ek nog nooit gesien. Maar 'n man kom vanaand, so laat by die huis kom hy. En toe hy in die bed wou klim, 'n vreemde man sien hy. Wie se man is dit? Wie se man mag dit toch zijn? Ag nee my ou man, dis 'n babaatjie, dit stuur my ma vir my. Ek het die wêreld deur gereis vir 'n hele jaar of 10, maar 'n babaatjie met 'n snorbaartjie het ek nog nooit gesien. Bram, dit was heerlik geweest. Baie dankie, dit was lekker om saam julle te kuier. Baie dankie. Baie dankie. Groetnis.